Liewe kykers, ons is dankbaar dat u weer saam met ons inskakel en kyk na hierdie opname van Godsdienst en die Koerante, wat uitsaai op Homebase TV, dit saai ook uit op partye radiostasies, en ook natuurlijk, jy kan dit kry deur middel van streaming op die selfoon en op die rekenaar, ensovoorts. Ons vandag bly dat ons weer eens het vir Regard. Welkom hier Regard, bly jy kon het maak, so tussen al jou harde werk is so tussenin. Dankie om, is lekker om hier te wees. Ja, nou wat hier daarmee te begin? Image of the day, is 'n seentjie wat hier so staan. Sri Lanka Buddhist monks attend the annual Navam Perahera religious procession at the Gangaramyam Buddhist temple in Colombo, Sri Lanka. The annual Navam Perahera is an elegant religious and cultural pageant held every year in February at the Gangarama Buddhist temple in the capital city of Colombo. So daar so staan die mense. Kyk, jonk is daar seentjie, maar daar vat hulle mos in as jong seuns en dan is jy nou, word jy opgeleid daar en ek kan nie verstaan hoe die mense al hierdie snaakse goeders glo nie, dit is... Maar dis hoe hulle groot geword het toe. Ek weet, dit is... Hulle ken niks anders hulle ken niks anders, dit is die tragedie, daaroor moet ons die evangelie waarheid versprei, dat die waarheid kan weet, ne? Definitief. Ja, daar die image of the day is altyd interessante prente. Ek het nou so ene, bare-faced chick. Bare-faced? Ja, jy ken dit nie, nee. Nee, Ja, nou ja, dit is nogal interessant, die so kerel. Bare-faced chick wins Miss England vote. Ek was ook 'n bietjie uit die wind geslaan toe ek die eerste keer dit daar so sien. Beauty queens have voted to keep the makeup free around in the Miss England contest after organisers considered scrapping it. The bare-faced top model around has run for the last 6 years as a way to celebrate natural beauty. So is hiersoos nou waar al die finaliste in Engeland daar so nou bare-faced competition het sonder make-up. dis interessant. Ja. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Ja, ek ook nog nooit daarvan gehoor nie, ne? Of gewoonlik word hulle mos gepaint en gepoeier daarso. But some contestants objected to claiming it prevented them making their own choices about their appearance. Organizer Angie Beasley put it to a vote and decided to keep it, but as an optional round. She said, by showcasing their natural beauty, contestants can celebrate their individuality and self-confidence. Reigning Miss England Mills McGee left welcomed the move. Mila, 23 of Newquay, Cornwall, who will compete in the 72nd Miss World this year, said, the makeup-free round reminds us true beauty is about confidence, authenticity, and being comfortable in your own skin. Ja, dit was nou interessant. Ek weet van die vrouens dan, maar eerst miskien sê, kyk, partykeer is daar 'n vlek of 'n lelike kol of ietsie wat nie goed is op jou vel nie, en dan help 'n bietjie make-up om daar nou 'n bietjie beter laat lyk, en soos dit is gepas met tye daar. Maar ek is altyd gefascineerd met sommige vrouens, hoe hulle, jy weet, ek het ook al gepaint in my lewe al, en daar is 'n preparation, speciale preparation, dan is daar so 'n foundation coat, jy weet, en dan is 'n ander coat en 'n top coat, jy weet, en daar is hulle nou gepaint en gepoeier, dat jy hulle nie kan herken van voor neem. Soos dit kan oordoen word, maar okay, op sy plek is hy gepas, maar was interessant hierso, laat hulle nou 'n kompetisie het, om te lyk soos jy normaalweg lyk, soos die Here jou geskaap het daar. Ja, dit is bietjie pragtig iets interessants, want die Heer het elke vrou mooi gemaak. Maar dan sê hy so, true beauty is about confidence, authenticity, and being comfortable in your own skin. Pragtig. En ook wat in die hart is, né? Ja, die persoon is. Jou geaardheid, wat is die persoon se geaardheid? Dit maak baie groot verskil. Absoluut, ja. Dan het ons baie iets interessants hierso. Ja. Ek het nog nooit van so iets in my lewe gehoor nie. Ja?
Gesteelde goue toilet van 65 miljoen rand nooit teruggevind. 'n goue 'n Goue toilet, nou sien ons hier so 'n prentjie Ja, van 'n toilet en die hele toilet is van goud. hi. 'n volledige funksionerende toilet gemaak van goud in September 2016. Nou wie sal dit gedoen het? Kom ons lees hierso. Dit het diewe net 5 minute geneem om 'n goue toilet van 2.8 miljoen pond, byna 65 miljoen rand, te steel by 'n kunsuitstalling by 'n herehuis in Engeland, het 'n hof maandag gehoor. Die toilet is nooit teruggevind nie. Die volledige funksionerende gerief van 18 karaat genaamd Amerika is 5 jaar gelede in die Blenheim Paleis in Woodstock naby Oxford gesteel. So, hulle sal nooit die toilet vind nie, want hulle daai 10 gaan smelt. Hulle het plan gemaak, daai ding is nie meer 'n toilet nie. Ek wil net vir ons kykers sê, hulle moet hulle oë oop hou as hulle goue toilet ergens sien. Dis regtig goud. Dis nie net op gesprei nie, nie gesprei paint nie. Laat ons weet, ons kan die wins deel daar en jy weet, Nou nie, ons kan vir 65 miljoen rand kan ons hele paar jaar klaar kom by Oombuis. baie jare. Ja nee, met julle Sure. gelde en wat julle in dollars moet betaal is te kopseer, né? Ja, nee. Ai. Ja, nou het ons hier so 'n interessante berig. Jy weet, party berigte groei so voor jy uitsaai. Hy begin en dan is daar 'n opvolg en 'n ouer kommentaar lewer en hierdie ou strein, daar gooi jy klip in die bos. Nou is nie, maar is 'n interessante storie. En ek het nou so 'n storie gekry nou vir hierdie opname. En toe ek hom nou mooi klaar voorberei, toe stuur iemand vir my hierso 'n WhatsApp opname waar iemand dit klaar opgeneem het en die program daaroor klaar gemaak het. Sure. Ja. Dit lyk my, hulle het by oom geleer om. Nee, ek het ons leer maar so by mekaar. Ja, dit is regtig nogal baie uniek en ek gaan nou daardie gebruik as inleiding vir ons program om 'n perspektief te gee daar en dan promoveer ons sommer ook hulle program daar. Nou dit is kyk hierso die verwysing op die internet daar is deel 1, 'n kerkhistoriese perspektief. En daar is die YouTube nommer ensovoorts. Maar eintlik gaan dit daar NG moderator in die sop oor ander weg na verlossing. Ja, elkeen vind mos deesdae sy eie nuwe weg na verlossing. Jy weet, almal dink mos sy eie weg is okay daar. En regs daar is 'n prent van Desmond Tutu se boek God is not a Christian. Dis nou skokkend. And other provocations. Nou hierdie video-opname, kyk, hier is wat ek gekry daar op die WhatsApp. Daar is die moderator en daar is professor Johan Janse van Rensburg. Nou jy regs sê dit, volgens hom insinueer Libbe, en dis nou hom is die professor Johan Janse, dat die geïnstitusionaliseerde kerk mensgemaak en verganklik is en dat dit nie moontlik is om 'n ware en valse kerk te onderskei nie. Haai, nee? Interessant. Maar jy moet mos kan onderskei tussen waar en vals. Dominee Lib het ook 'n probleem met die onderskeid tussen 'n ware en valse kerk. Maar mens moet mos die probleem hê nie, moet mos kan uitken daar, aan hulle kenmerke. Maar hy sê dis nie moontlik, joh. Haai jong, dit is syns insiens nie moontlik om te onderskei en te verklaar dat 'n bepaalde geloof of kerk waar of vals is nie. Jene jong, maar dit is mos basies, jy moet dit mos te kan doen daar. Ai. Nou hierso is die detail daar, dis 5 dae gelede gemaak en intussen het daar so 3.6 duisend kykers gewees, dis omtrent 700 'n dag. Jo, dit is redelik baie, né? En dit is, daar kyk mooi, Soula platform. As mense gaan intik, die kykers moet intik op hulle selfoon, op die internet daar by web, Sola, S-O-L-A, en dan platform, dan kom daar 'n klomp video's daarop. Nou heel onder is, Dominee Libbe moes 'n boer gebly het, sy idees en dan gaan dit aan daar. Maar hierdie Soula platform, wie maak hierdie?
Nee, wie is dit? Al hierdie. Dit is daarso Dr. Ferdi Mulder. Ferdi, ons het al Ferdi se video's al hier gespeel. Ons het al van sy video's hierso klips daarin gehaal, ja. Nou, hy het hierdie ene gemaak wat ons nou oor gaan praat. Nou, Ferdi is 'n baie berugte teoloog daar. Hy was mos die ene wat eiehandig en hardhandig opgestaan het teen dwaalleer by Pretoria se kweekskool. Ek onthou. Jy onthou dit, dis wat jy onthou nie, toe sy uitgeskop daar en toe hy Engeland toe. Nou maak hy sulke uiters interessante video's wat hy plaas op Sola platform. Maar kom ons kyk nou na daardie video wat hy gemaak het, die eerste deel en neem ons nou oor, na hy sy inleiding goedgunstig geluk hierso vir ons daar gegee het. Kom ons kyk wat sê dit nou hierso. Dit gaan almal wat nie Christene is nie, beerwe hulle nie die ewige lewe nie. En wat is die ewige lewe? Die hemel en die hel. Hier waar ons nou sit nie, as ek nou oor my linkerskouer kyk, sal ek die boek van Desmond Tutu op die raak sien, waarin die stelling is, wat hy gemaak het, was baie omstrede, God is not a Christian. Ons is 'n kerk op weg met die Bybel en ons belydenis. Ek het ook extreme in my lewe gehad, geken, ook in standpunte, maar die laaste klompie jare het ek besef, daar's waarskynlik groter waarde in om die pad saam met mense te loop, as om noodwendig 'n geveg of 'n debat te wen. En daarom, ek sou my bes wou doen om vrede en verdraagsaamheid te koester en te help skep. Hoe durf u hierdie voosgeleese boekie uit my hand haal en sê, jy is nie gereformeerd nie? Die weg, die smaalweg, elke mens het sy eie smaalweg. Jy moet jou smaalweg vind. En dis waarskynlik die doel van ons lewe. Die Katolieke Kerk, soos die ortodokse kerke, het versigtigheid geleer, dink ek ook deur eeue, waarskynlik deur alle pryse wat betaal is daardeur, het 'n versigtigheid geleer om te maklik alle waarheid en in woorde en in werke te koppel aan 'n tradisie, 'n struktuur. En 'n kerkorde, wil ek nou amper sê, is die huisreëls wat ons met mekaar ooreengekom het. Sê nou maar, 'n gemeente of 'n kerkraad of 'n ring of 'n kollega sou bevind dat ek dwaalleer verkondig. Dan is daar huisreëls. Okay, hoe moet daarmee omgegaan word? Goeiemôre my Afrikaanse Christen vriende. Jy is so welkom om saam met ons te kuier, om aan te sluit te stuur vir dominees, vir pastore, ouderlinge, diakens en geestelike leiers en gewone Christene in verskillende kerke wat jy weet, wat toegerus kan word, wat uitgedaag kan word om getrou te wees aan die Here Jesus Christus hier in Suid-Afrika. Vriende, die afgelope tyd het daar in die media weer 'n berig verskyn van Dominee Jan Libbe. Hy is die moderator van die NG Kerk en die berig sê NG moderator in die sop oor ander weg na verlossing. Dit het verskyn die 1 Februarie 2025 en dit gaan ook terug na 'n baie berigte RSG onderhoud op Land en Sand, waar Dominee Libbe 'n redelike lang onderhoud gehad het. Nou, soos wat ons verlede jaar gesê het, ons gaan nie elke maand 'n kommentaar lewer op een kerkverband nie. Ons wil graag reformatories in verskillende kerke hierdie jaar werk, maar nou en dan is daar 'n baie belangrike teologiese gesprek wat aan die gang is. En ons het gedink hierdie is een van daai gesprekke wat 'n klomp besonder belangrike waarhede van die reformatie op die tafel sit. So wat ek vandag wil doen is, ek wil so 'n informele koffietafel gesprek hê met jou as jy belangstel om so bietjie dieper te gaan. So ons gaan bietjie meer teologiese diepte in hierdie gesprek hê, maar ek dink hier's 'n paar baie belangrike sake wat vir jou miskien 'n perspektief kan gee wat nie mooi uitgekom het in hierdie onderhoud nie. Miskien is jy besorgd of jy's verward. So ek gaan probeer om vir jou 'n paar perspektiewe op die tafel te sit en jy is ook
welkom om na die tyd kontak met ons te maak. As daar 'n perspektief is wat jy dink ons vergeet het of kan bysit, laat weet ons gerus ook na die tyd. So, dit gaan 'n redelike omvangryke gesprek vandag wees waar ek grepe uit hierdie onderhoud gaan ek vir julle aandui. Julle kan die volledige RSG onderhoud gaan kyk om die volledige konteks te verstaan, maar ek het ingefokus op so 'n paar segmente. En dan gaan ek nou uit van Dominee Libbe se publieke uitsprake en ook akademiese werk in die geskiedenis in die verlede met julle deel, ook uit die kerkgeskiedenis en 'n klompie verskillende dinge wat na vore kom. OK, nou sien jy, hy stop daar by koerantberig en dan gaan hy die koerant. Nou waar is die koerantberig gewoon? Man, die koerantberig het ek reg hierso in my hand. Okay. Soos ons gaan nou self die koerantberig deurgaan en bespreek, ek gaan dit nou nie oorlaat aan hom nie, maar as kykers daardie video wil hê, kyk daarop op Sola platform, kontak my, ek stuur vir u die WhatsApp kopie, dat is eintlik 2 dele, 'n deel 1 en 'n deel 2, baie insiggewend en interessant. Nou ja, kom ons kyk wat sê die skrywer daar, hierdie is nou 'n koerantberig. NG moderator in die SOP oor ander weg na verlossing. Dominee Jan Libbe, moderator van die NG Kerk, is vertroulik deur die kerk verhoor weens beskuldigings dat hy in 'n radio-onderhoudstellings gemaak het wat radikaal van die amptelike en kerkregtelike standpunt van die kerk verskil. Soos daar's nou teen die moderator van die NG Kerk klagtes gelê, né? Die Ringkommissie van Bloemfontein Noord het in November 'n ondersoekliggaam aangestel wat stil 'n voorlopige ondersoek begin het om te besluit of daar 'n formele kerklike tugondersoek teen Libbe ingestel moet word. Die ondersoekliggaam het besluit om nie 'n formele kerklike tugondersoek in te stel nie, maar aanbeveel dat verdere gesprekke gevoer moet word oor die teologiese kwessies wat aan die lig gebring is. Die klaar emeritus professor Johan Janse van Rensburg appeleer nou teen die besluit. Sowel Libbe as Janse van Rensburg het op 2 Desember agter geslote deure hul saak gestel. Ja, baie interessant, jy weet, hierdie Ferdi Libbe, hy is nou ook daar direkteur van 'n organisasie IRSA, Okay. Instituut vir Reformatoriese Studies in Suid-Afrika, of Instituut vir Reformatie in Afrika. Hy het al 2 nasionale kongresse hier gehou, en die een wat 2 jaar gelede in Stellenbosch gehou is, daar het ek vir hierdie professor Johan Janse van Rensburg ontmoet, en hy het daar ook 'n aanbieding gemaak, hy verduidelik die dinge so mooi, duidelik, stapsgewys, laat almal dit mooi kan verstaan daar. Ja, soos ek, is interessant as 'n mens nou die persoon ontmoet het, wat hulle oor berig gee, daar so. We gaan dit aan en sê dit hier so, Janse van Rensburg voer aan Libbe het op 23 Julie verlede jaar in 'n onderhoud op RSG dinge gesê het, wat die Heilige Skrif en die belydenisskrifte van die kerk uitdruklik weerspreek. Een van die mees omstrede stellings in die onderhoud was toe Libbe na die boek van wyle aartsbiskop Desmond Tutu, God is not a Christian, verwys het. Libbe het gesê, hier waar ons nou sit, as ek nou oor my linkerskouer kyk, sal ek die boek van Desmond Tutu op die raak sien, waarin die stelling is, wat hy gemaak het, wat baie omstrede is, God is not a Christian. Ons het mos op die video gehoor, presies waar hy dit sê daar. Volgens Janse van Rensburg het Libbe in die onderhoud daarop gewys dat mense wat nie in Jesus Christus glo nie, steeds gered kan word. Waar val die mense uit die boom uit om? En jy sien, dit is liberale teoloë, hulle raak so liberaal, dat hulle heeltemal die klits kwytraak. Kan jy dit glo? Libbe het in die onderhoud Abraham as voorbeeld gebruik en gesê, Abraham het Jesus nie geken nie, en tog noem Hebreërs 11 Abraham een van die gelowiges wat in die hemel by wyse van spreuke by God is, nou nadat hy gesterf het, terwyl hy die naam Jesus nie geken het nie. Hoe is dit moontlik? Nou, ek wil nou net 'n bietjie hier ietsie uitklaar oom.
Dit sê so, Libbe die onderhoud Abraham as voorbeeld gebruik, gesê Abraham het nie Jesus geken nie. Nou, wie is die een wat met hom gepraat het? Jy bedoel, toe daai 3 manne daar verbygeloop het na die tent toe gekom. God en twee engele het na Abraham toe gekom, hulle het saam met hom geëet, God het met hom gepraat en hom gesê oor 'n jaar die tyd gaan hulle 'n kind hê. En toe net na dit, toe sê hy vir Abraham wat sy plan is met Sodom en Gomorra. Want so, Jesus het letterlik met Abraham gepraat, en nou sê hy so, hy het nie Jesus geken nie. Ja, en natuurlik daarna was daar die offerande stelsel, né? Wat hy sy eie seun amper geoffer het. Nou, hy moes geweet wat dit beteken, want dit is nie iets wat hy die lug uitval, nie. Sure. Daardie offerande het gewys op Christus wat vir ons van die soendood sou sterf en as die lam opgeoffer word. Ja. En Abraham moes definitief die betekenis daarvan verstaan het. Soos hoe hy kan sê daar, dat Abraham Jesus nie, of God nie geken nie, Ja, miskien Jesus as een entiteit, maar Jesus is mos God. Jy praat mos van die Godheid, jy bedoel altyd daar, dit is interafhanklik. Ja, dan gaan hy aan. Janse van Rensburg meen, hierdie uitspraak is direk in botsing met die tradisionele reformatoriese teologie. En ek wil amper sê met die basiese Christelike beginsels. Dis basiese Bybelbeginsels. Ja, alle Christelike kerke glo daardie basiese uitgangspunte. Wat beklemtoon dat geloof in Jesus die enigste weg tot verlossing is. Hoekom? Want Christus het vir ons kom sterwe. En hy het dit self gesê, hy het gesê, Ja. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ja, Niemand kom tot God behalwe deur my nie. presies. Verstaan so, dit is swart op wit. Ja, So ek weet nie hoe jy teoloog kan wees en sulke stellings maak nie. as jy liberale teoloog is, hulle maak baie eenaardige stellings. Volgens hom insinueer Libbe dat die geïnstitusionaliseerde kerk mensgemaak en verganklik is en dat dit nie moontlik is om tussen 'n ware en valse kerk te kan onderskei nie. Nou daar staat my tussen die oë, as mens nie kan onderskei nie, Maar weet jy wat? ja, Ek stem 100% saam met hom. Hy kan nie onderskei tussen waarheid en valsheid nie, want hy glo nie in die Bybel nie. So ek stem 100% saam met hom. Vir hom is dit onmoontlik om te kan onderskei tussen wat is vals en wat is waarheid, want hy glo nie in die Bybel nie. Want as hy in die Bybel geglo het, as hy gelees het in Genesis 12, waar God en Jesus, want Jesus is God, direk met Abraham gepraat en gesê het, jy moet trek, jy moet gaan na daardie land toe. Verstaan, so, hy glo nie in die Bybel nie, en as gevolg daarvan kan hy nie onderskei tussen wat is reg en wat is verkeerd nie. dit is eintlik skokwekkend, ja. Lubbe het gesê, ons moet eerstens baie versigtig wees om my kerk, my tradisie, my lees van die Bybel te verhef tot die enigste weg na saligheid toe. Ek nie die waarheid weet nie. Trouwens, ek waarsku dikwels die katekisante. As jy in 'n kerk gaan sit en daai kerk sê vir jou, as jy nie hier by ons is nie, is jy verlore, dan moet jy jou beurs en jou selfoon vat en uitstap, want dan het jy met 'n kultus te doen, 'n sekte. Volgens Janse van Rensburg het hierdie stellings die vraag laat ontstaan of Libbe nie die belangrikheid van die kerk as instelling ondermyn nie. Die kerk is baie belangrik, maar die kerk kan jou nie red nie. En soos hy is korrek daar, as hy sê, as die kerk vir jou sê, as jy nie hier by ons is jy verloor. En daar is sommige van die groeperinge of sekers wat sê, net hierdie groepering, net hierdie 144.000, as jy kan daar inkom en dan is jy tweede rangs of eerste rangs of wat ook al, maar dit gaan oor jou gehoorsaamheid aan God en sy gebod en nie aan wat 'n kerk jy behoort nie. Dit is so. Soos 'n mens moet Die ding is, dit is soos baie keer mense ek het al gesprekke gehoor waar mense is van, jy sê jou geloof wat jou red, anders sê maar jou werke wat jou red, en jy weet, dit is altyd hierdie kwessie, en baie mense sê die kerk, dit is God wat ons red. Op die ou end, dit is Jesus wat ons red, omdat hy sy lewe vir ons gegee het, en dit is die punt. So Maar- baie keer mis ons die punt. ja, ek is bevrees, baie keer dink Katolieke, hulle kerk gaan hulle red. Die priester, wat hulle soms verkeer, hy gaan hulle red. Soos ons moet pas op 'n Of kerk. baie keer is die fokus, hulle fokus is baie keer op die werke, en as gevolg van
jy moet 'n goeie lewe leef en dan hierdie doen, dan sal jy weet, soos deur jou eie werke word, jy kan jouself by jou bootstraps, soos hulle daar so bootstrings optrek, né? Tot redding. Ja, ai. Dan sê dit Dominee Lubbe het ook 'n probleem in die onderskeid tussen 'n ware en valse kerk. Dit is syns insien nie moontlik om te onderskei en te verklaar dat 'n bepaalde geloof of kerk waar of vals is nie. Daarmee verwerp Dominee Lubbe die duidelikheid eensetting van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Die kenmerke van 'n ware teenoor 'n valse kerk word daarin duidelik uitgespel. Jansen van Rensburg sê in sy klagte dat hy geen vreugde daarin vind om hierdie klag te lê nie. My liefde vir Jesus Christus, die koning van die kerk, my reformatoriese passie en my loyaliteit teenoor die NG Kerk laat my nie toe met die opsigtelike dwalings en die RSG onderhoud vrede te maak nie. Volgens Jansen van Rensburg is die integriteit van die NG Kerk op die spel wanneer die geestelike leier van die kerk in die openbaar stellings maak wat radikaal van die amptelike en kerkgeregtelike standpunt van die kerk verskil. Jy weet, dit verskil nie slegs met die NG Kerkesiening nie, maar dit verskil met die basiese Bybelse beginsels. Elke Christen. Ja. Elke Christen. En elke Christelike kerk. So, die ding is vir my, as jy kyk na Desmond Tutu en die pad wat hy afgegaan het, bedoel, daai boek van God is not a Christian, bedoel, dit maak nie eers sin nie, die titel maak nie eers sin nie, want Jesus, die woord Christen beteken volgeling van Christus. Ja. God volg nie homself nie. Verstaan, dit is net, dit maak nie eers sin, die titel nie, so ek weet nie eers waar val die vertrekpunt is humanisme. Ja, nee. So. En dan val alles plat. Maar kyk hier so, wat sê hierdie Jansen van Rensburg? Hy sê, my liefde vir Christus en vir sy kerk en vir die reformatie laat hom nie toe om met die opsigtelike dwalinge vrede te maak nie. Soos iemand staan op vir die waarheid, iemand staan op vir wat die Bybel sê. En daarvoor moet ons hoed afhaal vir hierdie professor Johan Jansen van Rensburg, dat hy bereid is om sy kop uit te steek en die aandag getrek op sulke valshede, so die ondersoek kan word, na gekyk kan word. Dan sê hy, Jansen van Rensburg sê in sy appelaansoek die prosedure wat in die aanvanklike ondersoek gevolg is, voldoen nie aan die vereistes van die kerkorde nie, en dat hy nie behoorlik in kennis gestel is van die bevinding en besluite nie. Lubbe sê by navraag, die kerklike ondersoek is nou in die hande van die synodale appelliggaam. Volgens Lubbe is hy besig om sy repliek teen die beweringe aan die appelliggaam op te stel. Ek kan daarom nie kommentaar oor die saak lewer nie. Hy vertrou dat die appelliggaam sy bevinding bekend sal maak, nadat sy ondersoek afhandel is, sê Lubbe. Leon Voet, skrywer van die moderamen van die NG Kerk Vrystaat, het bevestig dat die appelliggaam aangestel is om vast te stel of daar gronde is vir Jansen van Rensburg se appel. Baie interessant. Sjoe. Nou, wat was die reaksie daar? Jong oom, nou is die reaksie teens in die koerante in, hè? Nee, Teens van Tonder van Pretoria skryf, die opskrif is so, Lubbe moet liewer bedank as moderator. Dominee Jan Lubbe behoort die etiese weg te volg en te bedank as moderator. Lubbe besef seker dat hy sy persoonlike sienings voorhou asof dit moderatuur opinies is. Dit is nie, en dit besoedel die kerk. Hy is seker mans genoeg om sonder die titel sy opinies steeds te lig. Of misbruik hy sy titel om aandag op sy opinies te kry. Dominee Lubbe, wees asseblief 'n leier met verantwoordelikheid en eerlikheid, want jou persoonlike opinies plaas 'n ongevraagde las op die kerk. Nou daarie is een siening, nou daarop volg nou nog skrywers. Nou jy moet kyk wat hier alles nou uitbroei. Hier so uit. Die opskrif daar is, in Abraham se tyd was God nog nie in die prentjie nie. Nou ek dink jy daarie mooi. Jy sal seker flou val hier so as jy al die goed kry. Die mens, ek weet nie waar kry hulle informasie nie om. Nie in die Bybel, hulle lees nie hulle Bybels nie. As hulle net hulle Bybels lees, kom ons hoor wat sê hierdie man. God was nog nie in die prentjie nie, kan jy dit glo? Dis nou Chris Thomas hier van Kaapstad.
Hy sê, terwyl ek 'n dreigende NDRRET tsunami dophou en met swak regering en lafhartige RNE vernote worstel, moet ek tot my ontsteltenis verneem. En daar wys na die brief, dat daar slaggate op die hoofweg na die hiernamaals is. Maar natuurlik is daar slaggate. Jy sê, dis is die ding, party mense dink, dis 'n breë weg, geen slaggate, nou potholes, net dwarsteer beland jy in die hemel. Geen load shedding, geen slaggate, Geen probleem. Geen Smooth sailing. spoedhoppels, niks nie. Nou ja, dit is 'n gevaar. Emeritus professor Johan Jansen van Rensburg meen dat ene Jesus, aanhalingstekens, soos hierdie Thomas glo dan nou nie in Ek Jesus dink hy nie. is ateïs, as jy vir my vra. Ek dink hy glo nie glad nie in die Bybel nie. Hy het al 'n hele paar briewe geskryf. Ek dink hy het al baie inligting gelees oor die Bybel, maar ek dink hy het al die Bybel gelees nie. En hy's 'n ongelowige, né? Definitief. Ene Jesus, die enigste drywer is wat hierdie pad kan navigeer. Dit is die enigste ene wat ons lei na die hiernamaals, soos wat die Bybel sê, né? Dominee Jan Libbe, moderator van die NG Kerk, wonder of daar nie ook ander drywers is nie. Nou, Dominee Jan Libbe moet weet, hy as 'n teoloog moet weet, daar is nie ander drywers volgens die Christelike geloof nie. Jy kan nie daar deurkom deur Boeddha of Hare Krishna of wat ook al nie, glad nie. Die manne praat van die een of ander snaar, Abraham, wat glo reeds in die hemel is. Hy glo ook nie in die hemel namals nie, né? Klaar blyklik al so wat 4000 jaar gelede, en wat nie deur hierdie Jesus by die Parelpoorte afgelaai is nie. Dan gaan hy aan, dan sê hy, ek meen, ek het nuus vir Johan en Jan. Nie net het Abri, hy praat seker nou van Abraham hierso, Ja, Jesus nie geken nie, hy het nie eens God geken nie. Ons het letterlik nou net daar gepraat. ja. Jy weet, Genesis 12, vers 1 sê dit, en God het Abraham geroep. So, God het met Abraham gepraat en gesê, jy moet hierdie plek verlaat, wat jy goed, en jy moet trek. En Abraham was gehoorsaam gewees. Lyk my, So- jy is 'n bietjie geskok. Nee, vir my is dit soos, hoe kan hy die stelling maak soos dit? In Abraham se tyd het die mense, in die nabye Midde-Ooste, 'n ganse pantheon aanbid. Die God wat glo Jesus se pa is, het eers so wat 1400 jaar later sy opwagting in storievertellers se verbeelding begin maak. Toe die mense verstand verbuisterd was oor Yahweh en sy wederhelf Asherah, en al die ander gode en hulle kinders en die boodskappers van die pantheon wat hulle aanbid het. Nie die tempel teen Nebukadneser kon beskerm nie, en die trekpas gekry het. Ek weet nie of Abraham 'n Uber-donkie of 'n Wanatu kameel gebruik het nie, maar God en of Jesus het hom beslis nie besorg nie. So een ding wat hy reg het hierso is dat, ek dink dis net die een ding, is dat Abraham is nie in die hemel op die oomblik nie. Ons weet dit, en dit sê, nergens in die Bybel sê dit dat Abraham in die hemel toe gegaan. Ons weet van Moses, ons weet van Henog, ons weet van Elia, maar ons weet nie van enigiemand anders te. So, hy verwar Abraham met die ander, wat Ja. jy nou net daar genoem het. So, maar in elk geval, die punt is net, die res, al hierdie informasie wat hy het, dink ek gaan opsoek op Google ergens, maar hy het definitief nie die Bybel gelees, of enigstens selfs enige ordentlike geskiedkundige bronne, wat vir jou baie duidelik sal sê, dat hierdie is glad nie die waarheid nie. So, Ek glo nie eers Google sal sulke nonsens kwytraak nie. Kyk, Joh, ek bietjie, weet nie. wat sê Google van Abraham? Ek glo nie hy sal sulke nonsens praat nie. In elk geval. dis skrikwekkend. Nou ja. Soos wat het jy nou opvolgende daar? Dan is nog iemand hierso, Ja? Dr. Piet Bernard Linhoed. Hy skryf hierso in die opskrif is, staak tog die ketter jagtery teen NG moderator. So ons weet nou al klaar aan wat se kant hy is van die rivier. Ek verwys na Tenis van Tonder se brief waarin hy vra dat Dominee Jan Lubbe die etiese weg moet volg en bedank as moderator van die NG Kerk. Dan maak hy die ongegronde stelling dat Dominee Lubbe die kerk besoedel. Besoedel met wat? Met dwaalleer. Besoedel met onbybelse insigte. Dit is 'n skreiende en ondeurdagte stellings wat hy maak. Daar is 'n hemelse verskil tussen die waarheid aan die een kant en menings aan die ander kant. Dis waar.
Daar is 'n groot verskil tussen waarheid Maar en hierdie menings. professor Johan lig nie menings nie, hy lig wat die Bybel sê. En nou wil hierdie Dr. Piet Barnard probeer sê, laat dit, hy lig net menings, maar hy weet nie wat staan in die Bybel nie. Daaroor is hierdie Bernard, wat is dit daarso? Dis Bernard, ja. Bernard so verward. En dan sê hy hierso, Dominee Lubbe se uitspraak is gegrond op die waarheid, terwyl Van Tonder slegs op sy mening steun. So hy sê nou hierso, Lubbe se uitspraak is gegrond op die waarheid. Wat se waarheid is dit? Maar die klag teen Lubbe was juist laat sy uitsprake nie gegrond is op die waarheid nie. Dan sê hy aan, ek wil aansluit by wat Chris Thomas in sy skryf oor Abraham sê en verder daarop ingaan. So dis nou net die brief wat ons nou net gelees het, né? Eerstens, wie is Abraham? Die Abraham verhaal is 'n mite. So nou sien ons al klaar waar hy staan op die Bybel, né? Dis net Wat is sy opinie oor die Bybel? opgemaakte Hy stories. glo nie in die Bybel nie. Die Abraham is 'n mite wat deur die Bybelse skrywer geskep is. Hy was 'n heiden, het afgode aanbid, kom uit 'n matriargale sosiale orde en hy was nie 'n Jood nie. Maar Abraham het juis God aanbid. Abraham het juis nie afgode aanbid nie. Natuurlik was hy nie 'n Jood nie, want hy was die oupa grootjie van Juda, verstaan waar die Jode vandaan kom, is van Juda af. So natuurlik kan hy nie Jood wees nie. Dis dieselfde, ek verstaan nie die mense redeneer nie, want dis dieselfde soos God kan nie 'n Christen wees nie, want hy kan nie homself volg nie. So ek verstaan nie die mense se redenasie nie. Hulle is verward. Abraham is geskep om die bestaan van die volk Israel te regverdig en sodoende Israel se onwettige grondbesetting van die land Israel te wettig. Dit is slagwekkend. Pro-Palestynse sien nou. Maar waar dink ek kom die Palestynë vandaan dan? Ja. Die, Wie is die vader, oorspronklike vader van die maar Palestynë? dis wat ek sê, soos ek verstaan nie, so hy glo nie in Abraham nie, maar waar kom al die Palestynë en Islam en waar kom dit alle, die leen geld vandag nog. Tweedens, wie is Jesus Christus, na wie prof Johan Janse van Rensburg so vrylik verwys? Jesus is die Seun van God, God die Vader. Jesus die Seun en die Heilige Gees vorm die drie-eenheid. By die eerste konsesilie van Nicea, 325 na Christus, word die konsep van drie gode in een God aanvaar. En dis glad nie waar nie. Dis lank voor daai tyd, maar in elk geval, volgens die drie-eenheid begrip is Jesus ook God, want hulle is dan een. Wie is nou eintlik die verlosser? Ek is van mening dat Dominee Lubbe die waarheid gepraat het. Hoe strook verlossing met die uitverkiesingsleer as daar voor jou geboorte al beslis is wat jou lot gaan wees? Die NG Kerk en prof Janse van Rensburg is steeds besig om ketters te jag, soos wat die Romeinse Katolieke Kerk teen die 12de eeu begin het. Hulle wil Dominee Lubbe as 'n ketter verklaar. Ek dink die NG Kerk en prof Janse van Rensburg moet wakker skrik en eerder ontleed waarom die NG Kerk besig is om leeg te loop. Ja, net skokkend hoe verward die mense is deesdae. Ek dink dis baie eenvoudig. Ons het al baie oor gepraat in die vorige programme gepraat oor evolusie, skepping en so voort. As jy nie glo dat God jou geskep het nie, as jy glo net alles het net ontstaan Per toeval, per ongeluk, ons is nou maar net hier en as die dood kom, is alles nou maar net weg en is nou maar net wat dit is. Dan maak niks van hierdie goed sin in die Bybel nie. Jy verstaan nie sonde nie, jy verstaan nie wat is die hele prentjie nie, so niks maak sin nie. So al hierdie kantige vrae en die dinge wat hulle het, wat hulle nou net so in die lug gooi, hulle verstaan nie, omdat hulle nie glo nie. So as jy die woord regtig gaan bestudeer en jy sien die volle prentjie en jy sien maar God het ons geskep. Daar is 'n plan van verlossing. Sonde was daar, dis hoekom die wêreld lyk soos wat hy lyk. En daar is 'n plan wat God het sodat ons uit hierdie sonde uitkom. Dan maak alles sin. Maar as jy nie daarin dit glo nie, dan maak niks sin nie. Maar jy weet, die hele tendens in die liberale kerke deesdae is om geloof in die Bybel af te breek en die rol van Christus as ons heiland te minimaliseer en te elimineer. Nou kyk hierso is 'n berigie wat ek ook gekry het, wat hierdie bevestig. Kyk, hierso is news. Pastor warns that calling Jesus Savior might offend people from other religions.
Pastor Brent Hawkes of the Metropolitan Community Church in Toronto, Canada, thinks that calling Jesus Savior is offensive to people of other faiths and the title should be removed from the church. Nou as Jesus nie jou Savior is nie, wat soek jy in 'n kerk? Of wat is die doel van 'n kerk? Hoekom noem jy jouself 'n Christen? Hoekom nie, ne? He also thought marrying gay men was fine, even before it was legal in Canada. That certainly helps explain this heretical nonsense. Ja, precies. To be a Christian means to believe that Jesus Christ is Savior. Per definitie, ne? Brent Hawkes may not have gotten the memo, as he believes this is too offensive to Muslims, Jews and other religions. Dus as het nou offensive miskien mag wees vir sommige, moet jy nou net stil bly. Dit is nou 'n nuwe siening. There's only one problem with this guy's theology. Everything. The Bible itself calls him Lord, Savior, King. And it's not open for debate or censorship based on what anyone feels or thinks. Our question to people in his congregation: why haven't you wiped the dust off your feet and left this church? I sincerely hope this guy isn't part of the ecumenical group hug. Dis nou 'n interessante term, maar dit is geldig, nie? Ecumenical kom hulle almal as 'n groep en hug mekaar daar, en jou verskille moet jy maar net onder die tafel vee, moenie praat van Jesus as Savior nie, want jy gaan iemand ontstel daar, wees in die groep hug everyone daar in die ekumene. Dat sien die ding is dat mense praat altyd van eenheid, en die Bybel praat van eenheid, dat ons met eenheid hê, maar nie ten koste van kompromie aangaan op die waarheid nie. Ja. So enige eenheid wat jy het, wat nie gebaseer is op waarheid nie, is nie eenheid nie. Ja. Dit is net die voorkoms miskien van vrede en eenheid en geluk, wat ook al. Ja. Maar onder dit alles is daar nie eenheid nie, is onmoontlik. Precies. So ja. Dan gaan hy aan en sê, Mohammed is a false prophet. Roman Catholicism is a false system of worship. Mormonism is a false religion. Judaism is a Christless shell of meaningless traditions. Ja, dis interessant. Party godsdienste is net betekenlose tradisies en ander is Die ding is spesifiek met die Joodse geloof, is dat die tradisies en dit wat hulle volg, wat hulle doen, sonder Christus, het nie betekenis nie. Want alles wat hulle doen en volg, gedoen het en voordat Christus gekom het gewys na Christus toe. Verstaan, het het gewys na die lam wat gaan kom, wat geslag gaan word. So, daai hele sisteem wat hulle gevolg het, en die tradisies en die dinge wat hulle gedoen het gewys na Christus toe. So, as jy Christus uit die prentjie uithaal, dan is daar nie regtig 'n betekenis tot dit nie. Precies, né? Hinduism is a false religion, along with Buddhism and Scientology. Jesus is our Savior. Only Jesus. Jesus said to him, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14, verse 6. En onderaan sê, as we have seen and testified that the Father sent the Son as Savior of the world. 1 John 4, verse 14. Oom, net op daai brief wat oom nou daar so gelees het, dit is eintlik die 10 gebooie sê vir ons, dat ons mag nie God se naam uitelik gebruik nie. En wanneer ons onsself as Christen verklaar, en dan sê maar, ons mag nie Christus se naam gebruik nie, want net nou offend dit iemand, net nou mag het, jy weet, dit is om God se naam eintlik te gebruik, verstaan, dit is godslasterlik op 'n manier, as jy daarna kyk, want jy weet, as jy skaam vir jou God, verstaan jy sê, ek verstaan nie hoe jy predikant kan wees, sê jy is 'n Christen, maar jy mag nie Jesus se naam gebruik nie, en dan sê jy ook dat, jy weet, op die ou einde, dat mense het nie regtig Jesus nodig om gered te word nie, soos,
Maar in elk geval, om nou by dit aan te sluit, is hier nou 'n brief, is dit 'n brief of 'n berig? As 'n berig. Om nou by aan te sluit, is hier nou berig in die koerant, Divine Casting op Blasphemy. Ja, dit is amper asof party van die vorige skrywers daar blasphemy is, né? As jy God se godheid ontken en hy is die weg van saligheid, is dit nie eintlik ook daar 'n mate van blasphemy nie, né? Dan sê dit hierso, British actress and Grammy Award-winning singer Cynthia Erivo is at the center of a heated controversy after being cast as Jesus Christ in an upcoming production of Jesus Christ Superstar at the Hollywood Bowl. Wat op aarde? Kan jy nou dit? Soos dis nou weer 'n wanvoorstelling van Christus wat daarop neerkom. While some have praised this as a progressive historic move, others have condemned it as an outright mockery of Christianity. Many see it as another example of Hollywood's ongoing trend of taking creative liberties with Christian narratives while handling other religions with far greater sensitivity. Dis baie waar, oom. Dis baie waar. As jy vat, as hulle nou so tipe film moes gaan maak het oor Mohammed, so daar... 'n geweldige... Ek dink hulle sou die hele Hollywood gaan afbrand het. Presies. En die helfte daarvan doodgeskiet is. So, ja, in elk geval. Dan gaan hulle aan en sê, Erivo, who publicly came out as queer and bisexual in 2022, shared the news via Instagram, writing, "Just a little busy this summer, can't wait." She previously played Mary Magdalene in an all-female version of the musical in 2020. Ek weet die woorde nie. Dis iets vreesliks. The outrage surrounding Erivo's casting stems from several factors: her gender, her race, her sexuality, and broader frustrations with Hollywood's treatment of Christianity. Now critics argue that recasting Jesus, a male religious figure, central to Christian belief, as a woman, particularly one who is open queer and deliberately provocative and disrespectful. Others question why such creative liberties are consistently taken with Christianity, while other major religions are treated with more reverence in the entertainment industry. En dit is so. Soos 'n gay, queer vrou moet nou die rol van Christus speel. Dit is vreeslik. Absoluut. Dan sê dit hierso, one critic on X wrote, "With all due respect and humbly submitted, Cynthia Erivo is too bold, brown and bi to play Jesus. Casting a woman as Jesus Christ is an intentional form of blasphemy that Hollywood would be fuming over if done to certain other religions." Another user commented, "Casting Cynthia Erivo, a woman, as Jesus is a blatant disrespect and mocks Christianity or Christian beliefs and undermines sacred representation. Stop exploiting faith for woke agendas. We know who is behind this mockery. #boycott." However, not everyone shares these concerns. Supporters of the decision argue that Jesus Christ Superstar is a rock opera, not a traditional biblical retelling, and therefore allows for creative reimaginings. User World Talks Music chimed in with a sarcastic take, "Guys, she's going to be pretending to be Jesus Christ in a rock opera. They aren't recasting Cynthia Erivo as Jesus permanently in real life. I hope this eases the concerns of your Christians. Also, by the way, a play is where actors get on stage and pretend to be people. The musical, which explores the final weeks of Jesus' life through the lens of Judas Iscariot, has faced controversy since its Broadway premiere in 1971. En so gaan Hollywood aan oom en hulle spot. Hulle al meer en meer godslastig. Wat het ons gesien nou, né? Nou nie lank terug nie. Waar hulle gespot het en met Christus, met God, né? Met daardie prysoordelings, né? En wat het toe gebeur? Dag of twee later toe brand. Ek dink soos wat is amper af daar. Die Hebreërs wat vir ons sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Mense het geen idee wat hulle doen. Regtig, hulle het geen idee. God laat nie met hom spot nie. So vir 'n rukkie, soos die mense moet pas op wat hulle aanvang daar. Dit is gevaarlik. Kom kyk wel op die tyd. Jong, ja. Kykers, ons moet onmiddellik totsiens sê. Lees u Bybel, lees om te kan onderskei tussen 'n ware kerk en 'n valse kerk. Dis eintlik die bottom line van godsdienst. Ek bedoel, kyk al die valse kerke wat ons hier bespreek, en valse godsdienste.
As jy nie kan onderskei tussen waarheid en valsheid nie, En ek dink die belangrikste oom is dat baie van die mense is so gefokus, selfs nou die ateïste en die mense wat eers hulle Bybel lees nie, gefokus op hierdie kerk en wat hierdie kerk sê en wat die dominee sê en wat die, los wat die mense sê, nee, en gaan lees jou Bybel, ja, nee, en gaan sien wat is die waarheid, wat sê die woord van God, want dit is waar ons die waarheid gaan vind, nie in wat iemand anders te gaan sê nie. gaan lees oor Abraham, wat regtig gesê word oor Abraham, dit is so elementair wat jy kan kry. Ja. Ja, baie. Kykers, mooi bly tot volgende week. Tot ziens. Totsiens.